Goeiedag en welkom by Inspireer. Een Amerikaanse prediker sê eendag, as daar een ding was wat God se arm kon draai, glo hy sou dit lof en aanbidding wees. En ek dink ons weet, daar's niks wat God se arm kan draai nie. Maar ek dink daar steek dalk 'n waarheid in. Ek dink dit was een van die redes hoekom Dawid 'n man na God se hart genoem is, omdat hy geleer het om God te aanbid. Ten spyte van al sy gebreke, ten spyte van al sy foute, leer ons Dawid ken as iemand wat in die bergtop oomblikke, maar ook in die valleie, geleer het om die Here te loof, om te aanbid. Ek het groot geword in 'n baie musikale huis met 'n wye spektrum musiek. En daar's iets aan musiek. Daar's iets om in jou kar te ry en net te sing en die Here te loof en hom te eer. En ek glo daai lof en aanbidding aktiveer God se teenwoordigheid in ons lewens. En dit is maklik om te sing wanneer dit met jou goed gaan. Maar dit vat 'n man, dit vat 'n vrou, 'n perd met inbors om te sing wanneer dit nie so goed gaan nie. Ek herinner my aan 1 Samuel 30 vers 6. Dawid is benoud. Die manskappe wil hom stenig. En dan sê dit, en Dawid het hom versterk in die Here. Terwyl ons hierdie week reis om vol te word van die Here, glo ek 'n manier om vol te word en vol te bly, is om fokus die weg te skuif van my en jou en ons situasies baie keer, en ons fokus te rig op die koning van alle konings, hom te vereer, hom te verheerlik deur ons lofsange. En vandag gaan dit nie oor of jy die beste stem het en of jy altyd noodvas is nie. Vandag gaan dit oor 'n onverdeelde hart wat sê, ten spyte van waar ek myself bevind, ek kies om die Here te loof. Iets van Dawid waar hy sy siel aanspreek. Siel, ek spreek jou aan om die Here te loof. Mag ons bekers altyd oorloop van sy lof, sy eer, sy aanbidding. Want al die lof en al die aanbidding wat ons hom kan bring, sal nog steeds 'n druppel in die emmer wees, as ons dit moet vergelyk teenoor die grootheid van ons God. Hy verdien al ons lof. Hy verdien al ons eer. Hy verdien al ons aanbidding. Mag ons hom in Jesus se woorde self, Johannes 4:23, aanbid in gees en in waarheid. En mag ons lewens oorloop, mag sy lof gedurig deur op ons lippe wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, U het ons geskape om U te verheerlik. En mag dit nie net 'n sondagoefening wees nie, maar mag dit spoel vanuit ons totale mens wees, waar ons lewe doen, dat ons lewens God sal verheerlik, dat ons geleenthede sal skep om die koning van alle konings se naam groot te maak. Ongeag ons situasie, ongeag waar ons onsself bevind in die lewe, mag lof en aanbidding 'n integrale deel wees van ons mens wees, van ons wandel saam met U. In Jesus se mooi naam. Amen.